Kom ons lees vanaand saam uit Matteus 15. Matteus 15, ons gaan lees vanaf vers 21 tot 28. Die opskrif van hierdie gedeelte is die Kanaanitiese vrou. Matteus 15 vanaf vers 21. Jesus het daarvandaan weggegaan na die streke van Tyrus en Sidon toe. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n duiwel en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan skreeu hier agter ons." Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: "Is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dis waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot." Nou, liewe broeders en susters, ons ontmoet vanaand 'n vrou by wie ons eintlik geen geloof verwag nie. Dis 'n Kanaanitiese vrou, 'n heidense vrou. Is iemand met wie die Jode eintlik niks te doen wou gehad het nie. Hulle het so dikwels na daardie mense verwys as die honde, hulle was minderwaardig. En tog kry ons by haar so 'n groot geloof, dat ons Here Jesus eintlik ontroerd met wat hy gehoor en wat hy gesien het, vir haar sê: "Jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Kom ek kleer vir u bietjie hierdie prentjie in. Ons Here Jesus is besig om daar in die noorde te werk, daar in die omgewing van Tyrus en Sidon. En ek dink nou, weet jy al teen hierdie tyd, dit is hoofsaaklik heidense gebied. En terwyl ons Here Jesus daar aan die werk is, kom daar 'n vrou na hom toe. 'n Vrou wat aanhoudend roep. En sy sê: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van die duiwel en dit gaan sleg." Dis wat sy uitroep, aanhoudend na die Here toe. "Ontferm U oor my, help my." Dink jy vir 'n oomblik in haar nood in. Ek dink dit moes verskriklik wees. Maar weet jy, terwyl hierdie arme vrou om hulp roep, eintlik gestroop van alles, net om hulp roep by die Here, word haar geloof
eintlik geskud. En haar geloof word as ware geskud deur die optrede van die disippels, maar ook deur die optrede van ons Here Jesus. Kom ons kyk net eers, wat doen die disippels? Hulle is dood eenvoudig ongeduldig met hierdie vrou. Dis mos tipies van die disippels. Stuur haar weg, sê hulle vir ons Here Jesus. So tipies van hierdie disippels beskou hulle hierdie vrou as 'n oorlas. Wie sy om 'n appel op die Here te maak. En wat doen hierdie vrou? Gaan sy haar rug op die Here Jesus draai? Gaan sy nou maar wegloop, diep seer gemaak deur hierdie liefdeloosheid van die disippels? Nee. Hierdie onbarmhartige optrede van die disippels maak haar geloof eintlik net sterker. Sy hou aan om te smeek om genade. Sy kom weer by die Here en hoor haar: Here, help my. Here, help my. Maar weet jy, haar geloof, kan 'n mens ook sê, word bietjie geskit deur die optrede van ons Here Jesus. Op haar eerste geroep om hulp, antwoord hy haar nie. Niks. Dis baie opmerklik, né? Ons Here Jesus het altyd tyd gehad vir mense, om met mense te praat. Dink maar aan sy gesprekke met die Samaritaanse vrou daar by die put. Maar hy sê aanvanklik niks vir hierdie vrou nie. Weet jy, as die Here dit met ons gedoen het, dan dink ek sou baie van ons al lankal ons rug op die Here gedraai het. As ek geen reaksie kry nie. Maar dis nie wat hierdie vrou doen nie. Soos wat 'n magneet yster aantrek, so trek ons Here Jesus se stil swye haar geloof aan. Trek haar geloof aan sodat sy weer voor hom op haar knieë neerval. En vir die Here sê: Here, help my. Meer die Here swyg, hoe vaster klem sy aan hom vas. Here, help my. Maar dan daarna praat ons Here Jesus tog met haar. En sy heel eerste woorde aan haar is: dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Ja. Ek sê weer eens, as die Here dit dalk vir ons moes gesê het, dan sou ons waarskynlik net daar omgedraai het en gesê het, maar ek het geen hoop om hulp nie. Ek het geen kans vir genade by die Here nie. Maar weet jy, broeders en susters, ondanks die feit dat hy haar vergelyk met 'n hondjie.
groei daardie vrou se geloof so groot, so diep, so omvangryk, dat sy dan vir die Here antwoord en vir hom sê, dis waar, Here. En hoor nou, maar hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. Maar hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. Weet jy wat sê sy hiermee? Sy sê hiermee as ware vir die Here, Here, ek weet, ek en my kind is vanweë ons sonde is eintlik maar hondjies. Ons verdien niks. Sy sê vir die Here, ek weet dat ek en my kind nie aan die verbondsvolk behoort nie. Ek weet dit. En dan sê sy, maar Here, daai hondjies is daarom geregtig op die krummeltjies wat van hulle baas se tafels afval. Dan kom daar die vrou na die Here Jesus toe en sê, ek pleit in geloof om die krummeltjies genade. Dis al vir my genoeg. En dan is dit, broeders en susters, geen wonder dat ons Here Jesus dan daarna uitroep en vir haar sê, vrou, jou geloof is groot. Jou wens word vervul. Is die kwaliteit van hierdie vrou se geloof, broeders en susters, ook die kwaliteit van jou en my geloof? Kan ons aanhou bid en vra, ook as mense ons lewe so moeilik maak, soos wat die disippels haar lewe gemaak het? Om weer en weer na die Here toe gegaan. Kan ons soos hierdie vrou aanhou om te bid? Aanhou om te roep en te pleit en te klop by die Here? Al moet ons by tye lank wag vir die Here om ons te antwoord? Is daar die geloof daar dat hy sal help? Is die krummeltjies van die Here se genade vir jou en my genoeg? Die krummeltjies. Gebeur dit in ons lewe, broeders en susters, soos wat hierdie vrou aan die woorde van die Here vasgehou het met haar geloof en met daardie woorde na die Here toe teruggekom het? Gebeur dit ook met ons dat ons so vashou aan die beloftes van die Here aan sy kinders, die beloftes van die Here aan sy kerk, dat ons daarop pleit en weer pleit by die Here? Maar kom ons wys hier op nog iets. Dink ons het hier 'n pragtige voorbeeld van hoe die Vader deur die kragtige werk van sy Gees iemand na Jesus Christus toe trek. 'n Mens staan eintlik verwonderd oor hierdie werk van die Heilige Gees in hierdie heidense lewe. Maar tog is daar die vraag aan die mense binneste, hoekom het die Here nie dadelik haar kind genees nie? Hy het tog geweet sy glo. Hoekom
kry sy aanvanklik geen antwoord van die Here nie. Hoekom hierdie slegte gedrag van die disippels teenoor haar? Waarom vergelyk hy haar hier met 'n hondjie? Ek dink dis vrae in 'n mens se binneste. Wou die Here dalk haar geloof toets? Weet jy, persoonlik dink ek dit is meer as dit. Die Here wou deur hierdie optrede van hom hierdie vrou se geloof nog dieper neem. Hy wou as ware vir haar geloof die geleentheid gee om nog verder te groei, om nog sterker te maak. Hy wou haar op die punt bring om van die Here se rou genade te lewe. Niks anderster nie. Ek sê weer, om van die Here se rou genade te kan lewe. Weet jy, in hierdie lig, dink ek moet ons ook die woorde van ons Here Jesus aan hierdie vrou verstaan. Na die woorde van hom, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Kom ek verduidelik dit vir u. Ons Here Jesus se werksprogram was op daardie stadium hoofsaaklik beperk tot die verbondsvolk. Hy sê dit ook vir sy disippels. Dis wat sy werkprogram nou is. Werk met die verbondsvolk. Eers na sy opstanding en hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, het die stroom van die Here se genade na al die ander volke en tale en nasies toe gegaan. En is hierna wat Jesus verwys as hy dan vir die vrou sê, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Maar in hierdie woorde van die Here is daar twee dinge wat vir hierdie vrou moed gegee het. Ons Here Jesus sê dis nie onmoontlik om nou al brood vir die hondjies te gee nie. Hulp en uitkoms vir haar was nie heeltemal onmoontlik nie. Maar weet jy, ons Here Jesus gebruik hier ook nie die woord hond soos wat die Fariseërs dit baie keer gebruik het. Honde was in daardie tyd vuil straatbrakke wat alles wat hulle gekry het verslind en opgeëet het en wat morsig was. So ons Here Jesus vir die vrou sê, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Gebruik hy 'n ander woord. Hierdie hondjies waarvan ons Here Jesus praat, is eintlik troeteldiere, is skoothondjies, wat wel 'n plek in die huis het, al is dit onder die tafel. Dis waarvan ons Here Jesus gepraat het. En hierdie vrou sien dit raak. Sy sien die opening tot die Here Jesus se hart hier raak. En daarom is haar antwoord aan die Here Jesus: Ja, Here, ek weet. Ek het geen aanspraak op die brood vir die kinders nie. Maar Here, ek vra dit ook nie.
Ek vra net om die krummeltjies, daai porsie wat bestem is vir die hondjies. Here, dis wat ek vra. Net dit. En dit is vir my genoeg. Ek sê weer, broeders en susters, watter geweldige verdieping het die Here nie in hierdie vrou se geloof gebring nie. Op die punt wat sy uitgekom het, dat die krummels van die Here se genade is vir haar genoeg. En dit vra ek, Here. Krummels van u genade. Weet jy, ons is vanaand hier by mekaar, nie as 'n klomp in terme van die teks, 'n klomp straatbrakke nie. Ons is nie hier by mekaar as hondjies nie. Ons is by mekaar as kinders van die Here, in wie hy deur sy gees die geloof gewerk het. En tog, broeders en susters, as die Here by tye swaar kry oor ons lewe bring, as die Here by tye teleurstelling oor ons bring, hartseer in ons lewe bring, as die Here dikwels nie dadelik vir ons gee wat ons van hom vra nie, dan raak ons dikwels so moedeloos. Dan kan ons so maklik wegsink in die dieptes van klein geloof. Of as die Here nie dadelik vir ons gee wat ons van hom vra nie, raak ons baie keer opstandig teenoor die Here. Beklei ons met hom so straatbrakke. Ek dink die boodskap van hierdie teks is, broeders en susters, worstel maar kinderlik gelowig met die Here. Onder sy hand sal jou geloof ook groei en verdiep. Al is dit net om jou op daardie punt te bring. Here, die krummels van u genade sal vir my genoeg wees. Want dit was in die oë van die Here 'n groot geloof. Here, ek verdien niks. Here, ek staan met leë hande voor u. Mag ek die krummels van u genade ontvang. Dis vir my genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, genade. Dit is u wonderlike godsgeskenk aan ons. Genade. Here, dit is al waarom ons voor u kan lewe. Genade. Dis die wonderlike evangelie wat ons ken. Dis in u genade wat ons verbly, waarvan ons leef dag na dag. En hoor ons, Here, as ons hiervoor vra.
Ons bid om u genade, ook om die krummels van u genade, Here. Want ons nood is groot. Ons land is in nood. Elke huis het sy kruis. Al soveel vraagstukke in hierdie land, ons nood skreeu teen die hemel. En ons staan voor u met leë hande. Ons het niks om aan u te gee nie. Die krummels van u genade, Here, is ook vir ons genoeg. En daarvoor vra ons uit die diepte van ons hart. Leer ons om elke dag ook van u genade te lewe. Want dit is u genade wat vir ons die lewe teruggee. Dit is u genade wat ons weer heel mense kan maak. Ons bid dit van u af. Vir onsself, vir ons gemeente, vir ons land. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.